Louis, vandag se vraag is dit moontlik om jouself weer te herontdek? Dit is 'n vreeslike diep vraag. Ek is nie seker hoekom wil 'n mens jouself weer herontdek nie. Dit verwys na dit wat ons as mense doen om onsself te re-evalueer oor 'n periode van tyd en dan onsself te herorganiseer in terme van hoe ons oor onsself dink. So 'n bietjie van hoe ons identiteit verander oor die tydperk. En hoekom dit so is dat mense self, jy weet jou identiteit, dit wat jou in jou kern maak wie en wat jy is nie 'n vaste konsep nie. Dit verander. Dit verander oor tyd. En dit verander oor tyd. En daar's goeie navorsing hieroor. Deurdat mense tog reflekteer op wat met hulle gebeur het. Baie mense gaan tog en dink, "Jessie, ek al die jare, dan word ek altyd vies en niemand nooi my uit nie." Dit gebeur tog. En dan verander mense manier van kyk na jouself. Mense siening van jouself verander baie op grond van terugvoer van ander mense. Dit word geweldig beïnvloed daardeur. En natuurlik mense waardes en prioriteite skuif ook. Jy weet, hoeveel keer het jy al gesien hoe mense se siening oor hulle self verander as hulle kinders kry, byvoorbeeld, en hoe hulle waardes en prioriteite dan verskuif. So ja, in kort, natuurlik is dit moontlik om menself te herontdek, as mens dit so sou stel, en dit gebeur ook dan in elk geval of mens dit wil hê of nie. Ja, want ek dink nou aan al die lewensfases wat ons so gereeld oor gesels. Lewensfases druk jy mos nou in sulke situasies in waar jy jouself, soos jy sê, weer gaan moet herontdek. Selfs sosiale media druk jou in hoeke in om jouself weer te herontdek, om af te tree. Dink ek is 'n baie goeie voorbeeld wat ons almal kan verstaan. Is jy gaan jouself moet herontdek. Maar Jessie, Louis, ons doen al wees ek vir 15 jaar en nog steeds bly dit moeilik vir mense om hulself in die eerste plek te ontdek. So hierdie voel vir my nog 'n groot ding wat nou moet gebeur. So waar sal mens begin? Kyk, kom ons gaan net eers terug na die na wat jy sê, nee, ek bedoel, ons poog tog nie om al die misteries van die mensdom te verstaan of die diepere betekenis van die mens nie. Maar die konsep van identiteit, wie en wat jy is nie 'n onbekende konsep nie en daar sal baie daaroor gedink en nagevors. Grootliks kom dit daarop tog neer dat jy wie en wat jy is word saamgestel uit baie grootliks jou waardes en oortuigings, dit wat jy glo in meeste kontekste. Hoe glo jy oor regverdigheid? Hoe glo jy oor hoe werk dit? Wat is belangrik? Wat is nie belangrik nie? Wat is prioriteite? Hoe mens behoort te dink oor die lewe? Dit wat jou waardes en jou normes. En dit grootliks bepaal hoe jy gaan optree afhangende van wat die omstandighede is. En op grond daarvan sal ons sê, daar is Lise, ek sien, sy gee vir die bedelaar geld, onder andere is sy daarom ook 'n regverdige mens, of dalk 'n barmhartige mens, wat dalk deel is van haar identiteit. Ons kan tog daardie afleidings maak. Um, en ons verstaan dat mense identiteite skuif. Ons verstaan dit. As jy in jou 20er jare is, dan vestig jy eintlik jou eie onafhanklike identiteit. Wie is ek nou eintlik en wat is ek en wat wil ek doen? En wat is ek nie en waarvoor staan ek en waarvoor nie? En as jy miskien in jou middeljare is, dan verskuif baie mense se vrae oor hulle herontdekking van hulle identiteit. Al die jare was ek die broodwinner. Um, maar ek wil dit nie meer wees nie. Ek wil graag 'n vrye gees wees. So die ding met identiteit het te doen met hoe jy leef en hoe nou dit verwant is met wie en wat jy is, met ander woorde, wat jy glo oor jouself in daardie oomblik van tyd. As jy begin glo, jy is eintlik 'n kunstenaar in jou hart en 'n vrye gees, maar jou identiteit is nou die 8 tot 5 broodwinner, dan is jy aansienlik 'n ongelukkiger mens as wat jou lewe in lyn kom met hoe jy dink oor jouself en dit verander met die tyd.
Want ek dink nou ek bly nou amper by die mense wat aftree. Want ek dink nou aan mense wat ons so baie geskryf het oor hoe hulle kan nie daaroor kom dat hulle voel hulle kan nog 50 jaar werk en dan sit hulle nou by die huis en hulle kan nou nie daai twee bymekaar sit nie. En dit is wat jy van praat, daai en dis hoekom hulle so ongelukkig voel. Dis daai herontdekking van okay, maar wie is jy dan nou? Wat kan jy nou doen? Hoe kan jy nou bydra tot samelewing en jou eie mens wees? Maar hierdie is vir my nogal 'n groot ding, is dat dis nie so maklik om dit alleen te doen nie. Ek sê nie almal moet hardloop na sielkundige toe nie, maar ek sê net hierdie is nie 'n maklike ding om alleen te doen nie, want ons is geneig om, soos ek vroeër gesê het, sosiale media met vergelyking. Ons is geneig om te kyk na ander mense om ons en aannames te maak oor hulle geluk en hulle wonderlike lewens. Dis nie 'n maklike ding om na jouself te kyk en positiewe goed te probeer daar uittrek nie. En dis hoekom ek altyd voel dit is tog 'n goeie ding om dan met iemand daaroor te praat. Ja, ek stem met jou saam. Jy weet, dit is 'n moeilike proses. Kom ons neem jou voorbeeld van die afgetrede persoon en dit is 'n baie goeie voorbeeld. Die persoon gaan in elk geval heel waarskynlik, of hy of sy dit besef of bewuslik of doelbewuslik doen, reflekteer op die verlede ervarings. In die verlede was ek 'n belangrike persoon gewees. Mense het my u genoem, byvoorbeeld. Um, is dit nou regtig vir my belangrik? Lyk vir my dis nogal vir my belangrik. Ek wil erkenning hê en mens dink daaroor. Um, maar wat moet ek dan nou doen? Ek het nie meer die sisteme om dit te ondersteun. Wel, miskien moet ek 'n nuwe besigheid begin. Um, is ek dus nou eintlik maar 'n besigheidspersoon in my hart en my siel? Of is ek meer 'n gesinsman? Is dit nie eintlik wat ek wil wees nie? Wat gaan ek en my vrou nou maar die wêreld toer soos ons gesê het ons gaan doen? Of kom ek agter dat dit nie vir my top prioriteit is nie? En daardie gesprek, daardie kontemplering en hele narratief wat uiteindelik daar uitkom, help baie as mense 'n paar koppe bymekaar sit. En mense doen gewoonlik dit. Hulle praat met 'n vriend of 'n mentorfiguur, um, en bespiegel eintlik. En eintlik gaan dit oor wat gaan nou my nuwe identiteit nou eintlik wees? Hoe gaan ek myself nou herontdek? Wie en wat en hoe gaan ek dan optree daarvolgens? Ek wil net gevlugtig raak in die gemoedsteurnisse wat dalk hieraan gekoppel kan wees. Soos byvoorbeeld om te voel dat jy moet jouself herontdek, voel vir my gaan deel wees van 'n ervaring van depressie of oormatige langdurige angs. Dat jy gaan vir jouself sê, o ja, maar ek is nie goed genoeg nie, ek moet myself herontdek. Is ek reg of verkeerd? Want dit voel vir my hier erg ons nie dit of nie. Ja, vir party mense is dit 'n verskriklike opgewonde en goeie vooruitsig en 'n nuwe lekker proses om myself te herontdek. Vir ander mense is dit baie angswekkende gedagte, veral as hulle gedwonge voel. Aan die ander wyse, dis nie dat ek graag wil nie, lyk my ek moet. En dit beïnvloed natuurlik baie grootliks jou motivering om jouself te herontdek. Skielik kom jy dalk agter dat om heeldag in die geselskap van jou lewensmaat te wees terwyl jy altyd gewerk het of hy of sy altyd gewerk het, werk nie vir jou nie. Nou moet jy 'n plan maak, anders gaan jy gek raak van verveling of irritasie. En dis nie vir jou 'n lekker gedagte nie, jy wou maar net 'n bietjie ontspan het, jy het mos nou afgetree. Ja, Ja, inderdaad. ek kry die idee as mens dink aan hierdie vraag, kry ek die idee daar's daai wat presies soos jy sê, dit wat jy wil doen en dit wat jy gaan maar moet doen en dit is wat ook net nie lekker is as iemand vir jou sê jy gaan dit moet doen. Daar's 'n klein fyn lyntjies hier tussendeur en mense moet vir hulle self maar mooi daarna kyk, maar as jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch. Al sy besonderhede is hier by hierdie gesprek. Kyk gerus daarso as jy meer wil weet oor hom of hom wil kontak, daar is al sy besonderhede. Dankie dat julle gekyk het. Deel, mens weet nodig om hierdie te sien nie, maar die heel belangrikste en dit is altyd die belangrikste aan die einde van die dag, kyk mooi na jouself.